Misleiding in die kerk vandag is 'n wye en 'n groeiende probleem wat dikwels manifesteer in valse leringe, manipulerende praktyke en onskriftuurlike tradisies. Die Bybel waarsku herhaaldelik teen valse profete, leraars wat mense kan wegvoer van die waarheid. Matteus 24 vers 4 tot 5 sê: As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom. En hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, om en as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Dit is harde woorde en ook 'n besef dat God nie net 'n God van liefde en genade is nie, maar ook 'n God wat nie sonde sal verdra nie. Ons moet waaksaam wees en beskik oor Bybelse kennis vir ons eie lewens, maar ook vir die wat op 'n dwaalspoor is. Ek is Janine G van Melk en Jou Tee en ek gaan vandag met Eben Swart gesels van Trumpet Call oor die misleiding van in die kerk. Onthou asseblief om te subscribe, te like en te share, sodat ons kan aanhou om die goeie nuus te kan deel. En onthou om elke dag vir die Here dankie te sê. Al is dit iets so min soos melk in jou tee. Eben, baie welkom by vandag se kuier en se gesels. Ek hoop jy's reg vir aksie. Ek is altyd reg, Jannie. Dis goed. Ek het jou raak gegoogel of ek het eintlik na iets anders gekyk. Ek het daar 'n podcast van iemand anders gekyk oor 'n spesifieke pastorie in ons omgewing. Ek gaan nou nie name noem nie, want ja, daar's dinge wat die oom doen en ek nie so baie van hou nie of nie so baie net daarmee saamstem nie. En die Bybel sê mos jy vat nie die gesalfdes van die Here nie. Partykeer wonder ek, is hy regtig gesalf, maar dit is 'n grappie vir 'n ander dag. Dis 'n lelike grappie, maar in elk geval, toe in die kommentare, toe sê daar iemand, mens moet na jou goed gaan luister. En toe dog ek, okay, kom ek Google en kyk of ek jou kan opspoor. En so het ek van jou goed begin luister en ek was baie, eerstens baie, miskien is die woord skaam, omdat jy so baie kennis het. En ek wens ek het net die bietjie van jou kennis, maar ek is nie 'n navorser nie. Dit is nou iets wat ek glad nie kan doen. So maar en ek het ook na jou getuienis geluister wat ek baie geniet het, maar ek wil eers by jou hoor, vir ons luisteraars en ons kykers, wanneer het jy tot bekering gekom? Jannie, ja, ek is in Timoteus geval in die Bybel. Ek het nie 'n datum nie, ek is nie van daai ouens wat 'n datum het nie. Ek was so 12 jaar oud gewees. Ek het NG groot geword, soetkindjie gewees, Christenhuis, al daai tipe van goeders en ja, hulle vertel my 'n grappie van as jy in 'n garage gebore is jy nie 'n motor nie. Maar ek het Ja. op so 12 jarige leeftyd het ek 'n behoefte begin ervaar om te begin bid. En ek het met Jesus begin gesels. En so het ek tot bekering gekom. Ek het 'n verhouding met Jesus. Wow, dis cool. En later natuurlik het 'n mens nou meer geleer en jou sonde bely en al daai tipe van dinge en jy is gedoop en jy het invulling van die Heilige Gees gekry en al daai dinge. So ja, ek het beslis nie 'n teksboek te bekering gehad nie, maar ja. Daarom deur al die stappe gegaan so met die tyd saam. Ja, ag ek baie keer wonder ek, ons wat so groot geword in die kerk, ek het groot geword in die Pinkster en baie keer wonder ek of ons werklik weet wat dit is om verhouding met die Here te hê. Ons het al die kennis, maar soms kort ons 'n bietjie die verhouding met die Here. En die Here stap met ons draai as jy sê ja Here, maar dan moet jy actually sê ja Here en dan sort hy vir jou uit. Jy het ook genoem op jou op daai podcast van jou getuienis en ek sal dit ook in die kommentaar sit as ek mag, dat mense daarna kan gaan kyk, want dit is my baie oulik hoe julle dit gedoen het. En jy sê daar jy het gaan swat
En dit was vir jou interessant om te swat. Dit is altyd so lekker nie, akademies gewys. Maar jy het toe betrokke geraak daar by die, as ek reg onthou, die diensjaar. Of wat het hulle dit daardie jare genoem? Dit klink nou Ja, dit vreeslik jaar vir oud. Christus. Diensjaar, is reg. 1991. Okay, kry. En jy het daar betrokke geraak en of daar 'n honger te gekry om vir die Here te gaan voltyds werk, as ek reg onthou. Ja, nee, ek dink jy meng twee goeters wat ek noem Okay. vir getuienis. Ek het betrokke geraak as 'n student by KA straatwerk van O, Dominique ja, de ja. Victor destyds. Ek dink dis waarna jy eintlik verwys en later Ja. jare het ek, toe ek al getroud was, het ek diensjaar gedoen. Ja, okay, ekskuus, ek het my beerings by mekaar gehad. Maar daar, vertel ons net kortliks jou ervarings met die straatbediening. Ja, die straatbediening was vir my as 'n plattelandse Afrikaanse NG-seentjie 'n geweldige skok. Ek sê op my getuienis, ons het altyd in die apartheidsjare, want dit was nog full on apartheidsjare daai tyd gewees, het ons altyd geweet daar is sulke goed wat gebeur, goeie soos dwelms, goeie soos prostitusie, goeie soos moord op die straat en bendes en al daai tipe van goeie. Maar dit het altyd daar ver gebeur, is iets waarvan jy in die koerant lees wat op 'n ander plek gebeur. En toe ek nou begin straatwerk doen in die nagte, Vrydag-aande en Saterdag-aande op die strate van die middestad van Kaapstad, was dit vir my 'n geweldige skok toe ek hierdie goeders letterlik voor my oë live sien afspeel. En ja, ek het daar ervarings gehad wat ek dink meeste Christene nooit ervaar nie. Ek dink die insident waarna jy verwys, ekskuus tog, is die een wat ons gaan bid het die aand. Een van die ouer straatwerkers, ek was destyds nog baie jonk in die werk gewees, het nog nie al die roupstukke en soos hulle sê nie. En hy trek met hom aan my mou en hy sê, wil jy nie net saam met my kom bid vir die persoon wat van die straat af aangekom het. En ek het toe saam van bid, ons het so 'n gebedskamertjie gehad, net buitekant die koffiekamer, wat ons nou saans bedryf het daar. En ons het saam met die persoon begin bid, en die ou straatwerker het eers gebid, en terwyl hy nou gebid het, het ek sit en planne maak oor, in my kop oor wat ek nou gaan bid. En toe hy nou klaar is, toe begin ek bid. En toe ek begin bid, toe gebeur daar 'n ding waarvoor ek totaal onvoorbereid was. En glad nie, geen agtergrond gehad het, dat so iets hoegenaamd met 'n mens kan gebeur nie. Wat ek ervaar het, is dat 'n groot ding soos 'n aap, die Engelse praat van die apes, die groot die gorillas en die chimpansees en daai tipe van goeters. Nie 'n monkey nie, 'n ape. Het van bo af uit die lug uit op my skouers, op my kop afgesak en op my skouers kom sit. En hy het tussen sy twee kloue, of hande, wat jy het ook al noem, het hy my kop gevat en my kop begin druk. En hy het my kop so hard gedruk, dat hy al die gedagtes uit my kop uitgepers het. Ek kon nie dink nie, ek kon nie my gedagtes orden op enige manier nie. Ek was doodsbenoud en ek het letterlik gestoei om my bewussyn te behou. So erg was dit. Maar in die tussentyd, snaaks genoeg, het ek aanhou bid. Ek het, soos hulle altyd in die storieboeke sê, ek het myself van ver af hoor bid. Dis asof dit nie ek was nie. Ja. En ek het met hierdie storie aangehou, ek het geen idee tot vandag toe hoe lank het geduur het nie, want ek het nie 'n begrip van tyd gehad op daai stadium nie. En op 'n manier het ek op die ouend amen gesê gekry, en die oomblik toe ek amen sê, toe is alles weer reg. En toe het die persoon vir wie ons kom bid het toe begin bid. En hy het toe in Engels gebid. En vir my plattelandse Afrikaanse seentjie, ek dink die eerste keer wat ek iemand in Engels hoor bid het. En hy spreek toe die een tot wie hy bid, spreek hy aan as Lord. En ek het vir myself gesê, okay, dis seker hoe mense dit in Engels doen. En ek het aangeneem die Lord tot wie hy bid, is dieselfde Here tot wie ek bid. En so die sessie toe nou klaar gekry, en ons het klaar bedien die aand, en ons is in die studentekerk terug Stellenbosch toe, en een van die ouens wat die aand saam met ons gery het, was 'n Topelok, aspirant predikant. En hy sê toe vir my, en hy noem die persoon se naam, hy sê, ek sien jy het vanaand saam met daai persoon gebid.
Ek sê ja, en ek is so al bang oor wat nou kom, want ek is nou al verleë oor dit wat gebeur het tydens die sessie. Ja, dit En toe sê hy, het jy geweet die persoon is satanis? so. En ek het geweldig geskrik. Toe het ek besef wat daai aand gebeur het en dat dit demoniese aktiwiteit was nie. Die opvolg daarvan was natuurlik dit minder mense bysit. Ons het nie gebruik gehad by straatwerk dat as jy nou op 'n aand gaan werk het en met ek soveel uit mense gesels het, dan skryf jy nou daai mense se name op 'n papiertjie en dan deur die loop van die week totdat jy nou die volgende keer weer gaan werk. Bid jy vir daai mense met wie jy nou gesels het in daai aand. En so het ek die aand die name op my papiertjie geskryf en met 'n stukkie wondergom aan my kamer muur vasgesit, die aand daar in die studentekoshuis. En ek het deur my lysie begin bid en toe ek by daai ou se naam kom, toe gebeur presies dieselfde ding weer. Ja. Ja, en ek natuurlik weer geskrik en maar voordat my gedagtes weggeraak het, sê ek toe net in my gedagtes, Jesus help my asseblief. En die oomblik toe ek dit sê, toe is alles weer reg. En ek het daar net ek die krag van die naam van Jesus vir die eerste keer in my lewe ontdek. En nou ja, van daar af en dinge natuurlik baie vinnig begin ontwikkel. Die interessante is wat ek nou nie op my getuienis sê nie, is dat ek het vir jare met die ding rondgeloop na daai insident. Ek het begin 'n nagtelike aanvalle kry en het nie geweet wat om daarmee te maak nie. Ek het nie iemand geken op daai stadium wat enige ervaring in daai area gehad het nie. Of wat sou gedink het ek is nie simpel in my kop of mal in my kop nie. Ja. En op die ount is ek nou aan Pietie Victor toe en hy het vir my raad gegee want hy het hierdie tipe van ding geken. Maar dit was jare daarna, ek het letterlik jare rondgeloop daarmee en toe nou daarna in die dekades wat daarna gevolg het ek besef dat daar honderde sulke mense in Suid-Afrika rondloop indien nie duisende nie, wat soortgelyke ervarings het en wat letterlik niemand ken met wie hulle kan praat daaroor nie. En wat allerhande goed ervaar daarna. En hulle weet as hulle dit vir iemand gaan sê, gaan die mense dink hulle is mal. Ja. So ek wil vir daai mense sê vandag, gaan praat. Gaan praat met iemand wat kundig is. Vandag, hoe lank is dit nou? Dit is 30 jaar later. Lyk die demografie, die Christelike demografie in Suid-Afrika baie anders as destyds. Daar's baie meer kundigheid, daar's baie meer kennis onder Christene rondom hierdie goed as wat daar destyds was. Destyds was daar omtrent niks. So ja, gaan praat met mense. Ja, daar is hulp daar buitekant. Nee, ek is baie waar, ek weet baie mense ervaar goeters soos die goed skuif rond in hulle kamers en sulke goeters en dan hulle is te bang of maar ek dink mens moet wys wees dat jy nie ook agter elke dinge 'n demoon gaan soek nie. Maar dit is baie waar. Daai ek is dankbaar ek het nog nooit so iets ervaar. Ek weet nie wat so ek gedoen ek sal doen. My vriendin sê sy ewe vir my in die week, sy dink as ek ooit aangeval word, gaan ek fight. Ek weet net nie wat gaan ek met die man persoon maak as ek nou met hom begin baklei nie. Ek weet dalk gaan ek hom hande oplê, ek weet nie. Maar ek wil by jou hoor, soos ek nou 'n paar goeters luister en agterkom en dit wat ek het jou definitief die DVD geluister van die Vrymesselaars en die goetertjies in die NG Kerk en die ja, en dan is nogal, nou loop 'n mens nou rond en nou sien jy sekere goed raak, sekere simbole en dan dink ek, Jesus, ek moet dit net vir myself hou. Ek moet nie te veel sien. En daar's 'n spesifieke plek waar ons gaan parkrun, en daar's dit's nogals redelik vervuil en maar ek dink daai is vir my meer geontbloot. En ek dink deur dit wat julle gaan doen het, dat mense meer bewus is daarvan. En ek's dankbaar as ek hoor kerke wil dit verander. Maar daar's vir my 'n nuwe, ek wil nie sê dis 'n tendens nie, maar hulle noem dit hoe kan ek sê behalwe die prosperity teaching, daai ding, maar daar's goeters soos hierdie astraliasie van ek kan jou besoek in jou kamer en dan gaan kyk of jy alles oukei is met julle en sulke nonsens en sulke goeters. Maar ek kom agter dat mense nie 'n
kundigheid het hoe om te kan onderskei nie. Inteendeel, ek moet nou bely, ek het groot geword in die kerk en toe gaan swat ek teologie by die AGS en by RAI en in my eerste jaar, my heel eerste jaar op kampus, dis hierdie groepie daar en ek is so excited want ek is deel van hierdie groepie. En kyk, as jy nou 'n meisie is wat nou gaan teologie swat, is al klaar fout met jou. En ek dink jy's 3 sterk in die klas, dis 'n klomp manne en so daar's klaar ietsie weird aan jou. So die mense dink klaar is van die pad af. Maar toe is hierdie groepie op kampus en ek is nou alleen daar en ek verlang na my maale en ek weet nie lekker hoe om hierdie goed te hanteer nie. En hier is hierdie groepie en gelukkig toe een van die ouetjies wat saam my swat, toe sê hy vir my, maar jy weet mos wat doen daai ouens. Toe sê ek soos nee, wat doen hulle? Sê dit lief vir my. En hulle was 'n sektegroep toe nou op die einde van die dag gewees. Maar ek was nie so betrokke gewees dat ek nou al, ek dink was een besoek of so iets gewees. Maar hoe kan ons mense help om te kan onderskei? Is daar behalwe die natuurlik die werking van die Heilige Gees en onderskeiding, maar waarna kan ons kyk? Wat sou jou raad wees? Janine, dis 'n moeilike vraag wat 'n mens 'n bietjie in balans moet sit. Want daar is groeperinge in die Christendom wat sê en hulle fokus op sekere tekste en dan sê hulle, maar jy moenie as hierdie goed bedink nie. Jy moet nou alles bedink wat mooi is en wat goed is en wat presentwaardig is en dit is waar. Ja. Ek wil dit op geen manier afskryf nie. Dit Marite. Dit staan daar in die skrif, dit is baie, dit is Paulus wat dit geskryf het. Maar hulle al nie die teks aan wat sê ons is nie onkundig oor die praktyke van die duiwel nie. Ja. So ons moet daai twee goed in balans kry en ongelukkig vir jare, en as ek sê jare dan bedoel ek nie eers dekades nie, vir eeue is hierdie goeters heeltemal geïgnoreer in die kerkomgewing met skade, met geweldige skade en ek dink jy slaan die spyker op sy kop deur te sê dat mense is nie toegerus vir misleiding nie. Daar is 'n sekere klompie kennis wat 'n mens moet hê, daar is 'n sekere klompie dinge wat 'n mens moet weet. Jy moet die skrif ken en jy moet 'n verhouding met Jesus Christus hê, deur sy Heilige Gees. Ek sê altyd teoloë het 'n verhouding met die Bybel deur hermeneutika, terwyl ons eintlik 'n verhouding met 'n persoon moet hê deur die Heilige Gees. En wanneer ons die Heilige Gees ken, dan lei hy vir ons soos hy beloof in alle waarheid, soos ek net gebid het ook. En jy kan nie onderskei wanneer die krisis daar kom nie, vir die eerste keer nie. Jy moet die stem van die Heilige Gees leer ken. En wanneer jy die stem van die Heilige Gees binne jou leer ken, dan weet jy wanneer die krisis kom. Hy waarsku vir jou. En jy weet nie altyd hoekom is hierdie ding nie kosher nie, of jy weet nie hoekom moet jy nie hierby betrokke raak nie, hoekom moet jy nie dit doen of met daai mense 'n verhouding aanknoop nie, of wat ook al nie. Jy verstaan nie altyd, jy weet net, moenie so toe gaan nie. Die Heilige Gees sê nie altyd vir ons hoekom nie, maar hy sê net vir ons, moenie, want hy is lief vir ons en hy wil vir ons beskerm. En hy verwag van ons gehoorsaamheid. Ons hoef nie altyd te weet hoekom nie. Dis nie nodig vir ons om te weet nie. Ons is ek wat die navorsing doen, as jy nou vir my kom vra, dan kan ek gewoonlik vir jou sê hoekom. Want as ek nou weet van watter groep jy praat of waarmee hulle besig is en so, dan kan ek vir jou presies sê hoekom die Heilige Gees die goeders vir jou gesê het. Maar ons hoef nie almal navorsers te wees nie. So ja, die belangrike is om 'n verhouding met die Heilige Gees te hê. En daar sit ons met 'n nog 'n klomp misleiding in die kerk, en dit is wat bekend staan in Afrikaans as streepteologie. In Engels cessationalisme of cessationalism. Wat sê dat die gawes van die Heilige Gees, die 9 bonatuurlike gawes van 1 Korintiërs 12, het gestop. Die stamwoord van cessationalism is die Engelse woord cease, met ander woorde dit het gestop. Die vyfvoudige bediening, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, het die eerste 3 van gestop. Dit kom nie meer voor nie en dit mag nie meer voorkom nie. Met ander woorde, daar is nie meer evangeliste nie, daar is nie meer
profete nie, daar is nie meer apostels nie. En dan word die leraars wat opgelei is met 'n B-graad in teologie word aangestel in gemeentes as leraars en herders. Al twee wat oorgebly het volgens die teologie. Dis as hy nou 'n B-graad in teologie het, dan is hy sommer een van daai. Dan is hy sommer al twee daai. Ja. Dis vir my eintlik so 'n bietjie lagwekkend, maar ja, Ja. dis so dinge werk. So die teologie werk ook teen ons. En in ons Afrikaanse susterskerke is streepteologie vir eeue in ons opleidingsinstansies aan ons predikante geleer. Onlangs het professor Henny Stander van Tukkies, Universiteit van Pretoria, het 'n boek geskrywe. Die akademiese boek is scholarly boek, waarin hy die streepteologie in vlamme afgeskiet het. Ongelukkig kon ek nie die boek in die hande kry vir die gesprek nie, maar ja, ons moet, en sedertdien word dit skynbaar so verneem ek, word dit nie meer geleer aan ons tersiêre universiteite nie, maar niks het verander nie. In die kerke het absoluut niks verander nie. Dis nie asof daar nou beoefening is van die gawes en profete begin manifesteer en evangeliste begin opstaan en apostels begin opstaan nie. Dit gebeur net en hulle sê net eenvoudig ons glo dit nie meer nie, maar die praktyk het niks verander. Ja. Maar wat ek nou wonder oor is dat ons het nou sê nou maar die vyfvoudige bediening en dan kry jy nou ouens wat hulle self profit nie. Nou ek wil jou graag met 'n bus omry. Skus. Ek gaan nie vir jou profit sê, ek gaan ook nie vir jou sê my profit nie. Is dit verkeerd? Of is dit net ek wat so voel? Wel, kom ek sê so. Die feit dat daar charlatans is, dat daar ouens is wat die dinge met valsheid bedryf, dit kruisig nie die beginsel nie. Ek glo die gawes en die bedieninge, die offices soos hulle dit noem, is besig om terug te kom in die kerk en God is besig, want ons gaan dit ontsaglik nodig hê in die eindtyd. En ongelukkig is daar mense wat met selfs met visitekaartjies rondhardloop waar op daar staan apostelsis en profeet so en ja, ongelukkig is daar mense wat dit kruisig, en ons moet nie die beginsel kruisig omdat daar mense is wat vals is nie. Ja. En wat van die verskillende Bybels wat ons kry? Ek kry daai vraag verskriklik dikwels op e-pos. Eben, watse Bybel lees jy? Ja, dis nou ons wat nou my video's op YouTube opgespoor het en nou hou hy van wat hy sê en hy sê, maar die ou lyk of hy die kat aan die regterkant beter, watte Bybel lees hy? Ek kom vra vir hom. My antwoord aan hulle is, ek het 42 vertalings van die Bybel op my rekenaar Bybel. En ek lees al 42. Okay, nie goed. Is een van hulle Engels? Ja, nee, baie van hulle is Engels. En natuurlik het ons strangs ook vandag vir die ouens wat leuke is soos ek ken nie Grieks nie, ek ken nie Hebreëus nie, so met die jare begin mense goedjies optel, maar ek ken nie die grammatika byvoorbeeld nie, ek het aan Duits op skool gehad, so ek verstaan so 'n bietjie van aanvalle en sulke tipe van dinge, maar die feit van die saak is, almal hoef nie Grieks en Hebreëus te ken nie. En op die ouend is, om 'n Christen te wees, is nie om 'n volgeling van die Bybel te wees. Om 'n Christen te wees is om 'n volgeling van Jesus te wees. En Jesus in die Bybel is nie dieselfde nie. Die Bybel het nie vir ons sondes gesterf nie. Die Bybel het nie aan 'n kruis gehang nie. Die Bybel het nie ter helle neergedaal nie. Die Bybel het nie opgevaar na die hemel nie. Die Bybel en Jesus is nie dieselfde nie. Hulle is baie naby aan mekaar, maar ons moet daai twee begrippe uit mekaar uitkry. Ons is volgelinge van Jesus en die Bybel help vir ons. Maar ons is eerstens volgelinge van Jesus. Okay, daar het jy my nou 'n bietjie gegooi. Hoe sê my seun, mamma, nou het jy my brein gebreek. Maar dis die waarheid, want ons ek glo natuurlik die Bybel is die fondasie, maar ek moet bely, ek het agtergekom want die Here dit is mos 'n drie-eenheid, nê? Ons het ons groot gemaak, maar ons vergeet soms om 'n verhouding met al drie te hê. Is ek reg? Want want jy weet, dis God die Vader en jy het 'n sekere verhouding met hom natuurlik ook uit hartseer of uit wat ook al jou
verwysingsraamwerk is van 'n Vader en dan het jy Jesus en ek het 'n baie goeie verwysingsraamwerk vir 'n Vader, want my pa was hy was my alles. Hy was my hero, hy het vir my gebid. Hy is die rede hoekom ek die Here dien. Prys die Here. En maar ek het agtergekom ek ken nie Jesus so lekker nie. En ek bedoel dit met baie liefde en respek, want dit is amper asof hy daar is. Hy het vir my gesterf en ek is dankbaar daarvoor en alles dit, maar om opnuut weer daai verhouding te kan gaan half, nie opnuut nie, om daai verhouding met Jesus net te gaan nastreef. En ja, daai wat jy nou gesê het van ons het eintlik 'n verhouding met Jesus, nie met die Bybel nie. Ek wil terugkom na daai een ding toe wat ek gekyk het, waar ek jou naam gekry het, is dat die persoon vat mense aan, of bedieninge, of sangers, of hoe hulle glo en alles. Ek wil nou nie teen die ouetjie praat nie, maar die trant van hoe hy praat is my ontstellend. Is my baie ontstellend. Hy sê op die eendag gesê, jy gaan reguit hel toe. Hy is nie reg, maar ek wil ook nie, ek weet ook daar's daai genade teologie. Ag, jy kan nou maar sonde doen, is okay, die Here se genade is so groot. Ek weet daar's sonde, ek weet ons moet dit aanspreek. Maar ons het soveel misleiding in die kerk en ons het soveel dat kinders nie eers meer wil kerk toe gaan nie, want die mense is net te kwaai in die kerk of net heeltemal van die pad af. En ek dink die kinders kan nogal vinniger onderskei wie's eerbaar en wie's nie, of wie's opreg. Maar hoe gaan ons dit nou doen? Hoe gaan ek vir hierdie ou sê, eintlik ou, jy so effens van die pad af? Hoe? My vriendin het vir 'n pastoor 'n e-pos gestuur, hy antwoord hom nou nog. Maar sy het dit mooi gevra, sy was nie lelik nie, sy het hom nie aangeval nie, sy het net gevra, hoekom doen jy hierdie wat jy doen? Maar hoe is daar hoop vir hierdie mense? Is daar nog hoop? Daar is altyd hoop, Janiel, ek dink ek weet dit en jy weet dit definitief ook. Oor misleiding moet mense 'n paar goed sê. Ek persoonlik het 'n heilige respek vir misleiding, omdat ek 'n navorser is. Ons as navorsers loop letterlik op die randjie van die waarheid. Want ons is baie keer, terwyl baie mense, ek wil amper sê, na die middel van die waarheid toe probeer beweeg in die kerk, wat reg is, ek het geen probleem daarmee nie. Dus ons as navorsers boer hier so op die randjie van die waarheid. Want ons wil weet, waar kom die goeders, waar dring die leuen die waarheid binne, en dit is by die randjie van die waarheid. Ja. En as jy op die randjie van die waarheid boer, dan is jy natuurlik self in gevaar om misleid te word. So ek vra altyd dat mense bid vir navorsers soos ek self en baie ander oor die wêreld, dat ons nie mislei sal raak nie. Hoekom nie? Want ek het 'n sê ding rondom misleiding en ek gaan dit probeer stadig sê sodat mense dit kan kop. As jy mislei is, dan besef jy nie jy's mislei nie, omdat jy mislei is. Ek gaan dit weer sê. Wanneer jy mislei is, dan besef jy nie jy's mislei nie. Hoekom nie? Want jy's mislei. Dis die probleem met misleiding. As ek siek is, dan gaan ek dokter toe. Hoekom? Want ek voel sleg, daar is simptome. As ek my toon gestamp is, dan gaan smeer ek self aan of doen iets. Hoekom? Want ek het pyn. Daar is iets wat my dryf om iets te doen aan die probleem. Met feitelik elke probleem in die lewe werk dit so dat daar's een of ander simptoom, een of ander effek, een of ander gevolg wat veroorsaak dat ek iets aan die probleem gaan doen. Met misleiding is dit nie so nie. Wanneer jy mislei is, besef jy nie jy's mislei nie. Daar's nie simptome nie, want jy's mislei. So, dis asof jy in 'n hok vasgevang raak en jy besef nie jy's in 'n hok nie. En al die mense rondom jou sien jy's in die hok, maar jy glo jy's nie in die hok nie. En nou wil ek by 'n ander dingetjie kom wat ek baie effektief gebruik om vir mense te verduidelik, wat is die aard van misleiding? Hoe werk die meganismes van misleiding? In die Christendom glo ons dikwels, vir ons eie gerief glo ons, dit is nie regtig gegrond op enige vorm van waarheid. Ons glo dat wanneer ek die waarheid is, en die duiwel wil my mislei,
en hy sien dat ek glo vir X, dan gaan die duiwel met Y na my toe kom, waar X en Y teenoorgesteldes is van mekaar. Dis wat ons dink wat gaan gebeur. Ek wil regtig vir die luisteraar sê, as jy dit dink jy absoluut alleen. Dis hoegenaamd nie hoe misleiding werk nie. Wanneer jy X glo, dan kom die duiwel nie met Y, wat die teenoorgestelde is van X, na jou toe nie. Hy kom met X plus 1 of X minus 1 na jou toe. Net so klein bietjie af van die waarheid af. Ja. En as jy X plus, met ander woorde, jy glo, wanneer jy daai X plus 1 of X minus 1 glo, dan is 95% van wat jy glo is nog waarheid. Dat is net so 5% leene. Maar nou, as jy daai ding glo, nou het jy jouself opgestel vir die volgende leen wat hy vir jou wil laat glo. En dan kom hy met jou, na jou toe met X plus 5 en X minus 5. En omdat jy X plus 1 of X minus 1 geglo het, is jy nou oop om daai ene te glo. En so gaan die proses aan en aan en op 'n oond glo jy absolute snert. Ja. Waar daar geen waarheid meer is nie en jy 'n volledige leuen glo. En jy het 'n hele stel goeie redes hoekom jy daai leuen glo. Ek kom dit verskriklik dikwels te in die werk wat ek doen. Hier kom ek by 'n ou en hy glo iets wat ek aan my navorsing weet is absoluut 'n leuen. Dan sê ek vir hom dit wat jy glo is 'n leuen. Dan sê hy vir my nee, dis nie 'n leuen nie, want wat volg na 'n want? Die vorige leuen wat hy geglo het wat hom opgestel het vir daai een waaroor ek hom nou konfronteer. Dis sy rede hoekom daai ene glo. Dan sê ek vir hom, maar daai ene wat jy nou noem, is ook 'n leuen. Dan sê hy vir my, nee, jy het dit verkeerd. Want? Wat kom na want? Nog Die een wat hom opgestel het vir daai leuen. En so gaan jy terug en terug. En Janine, dis ongelooflik ontstellend vir my om te sien hoe hierdie goeders werk. En ek het 'n lang draai in my lewe gemaak in die intersessie gemeenskap. En hulle het 'n naam vir hierdie verskynsel, hulle noem dit 'n stronghold of the mind. Met ander woorde, binne in jou kop, in jou rede, in jou logika, word daar 'n struktuur deur die Bybel gebou, deur die duiwel gebou, wat baie moeilik is om af te breek. Met ander woorde, as ek nou met die persoon aan die redeneer is, en ek sien hy glo leuen nommer 25, dan kan ek nou met hom redeneer tot omtrent hier by nommer 16. As ons by 16 of 15 of 14 kom, dan sê hy vir my, "Ewen, wil jy net vir my sê alles wat ek glo is 'n leuen?" Dan verloor hy sy geduld met my, hy raak kwaad vir my en ek het hom verloor emosioneel. So, om jou vraag te antwoord van net, dis 'n lang verduideliking. Ja, hoe breek 'n mens die goeders af? Met moeite, dis die antwoord. Met baie groot moeite. En met bewusmaking. Dit is my lewenstaak. Wat ek glo die Here my voorgeroep het, is om mense bewus te maak van hierdie goeders. En die landskap in Suid-Afrika lyk, en ek is verskriklik dankbaar om dit te kan sê vandag, die landskap in Suid-Afrika rondom hierdie misleiding lyk al baie beter as wat dit 30 jaar terug gelyk het toe ons begin werk het. Hoekom? Deur bewusmaking. Gewoonlik as mense my die eerste keer hoor, dan raak hulle verskriklik kwaad vir my. En hulle is verskriklik geaffronteer ensovoorts, en dan 'n jaar na die tyd dan e-mail hulle my. Dan sê hulle vir my, "Ewen, ek was kwaad vir jou, maar ek het nou gesien jy die waarheid gepraat, want ek sien al die goed hier rondom my waarvan jy my bewus gemaak het." Jy sien, né? En so dit neem tyd, dit neem lank, en 'n ander ding wat ons ook moet besef is, die goed wat ons by ons ouers geleer, vir wie ons hopelik soos jy, wat uit 'n goeie huis uitkom, lyk dit my, ouers vir wie ons lief was en vertrou het. Ons ouers was al mislei. Met ander woorde, die goed wat jy by jou ouers geleer het, wat het hulle 'n persentasie leuns bevat. Ja. En hulle is dalk al dood voordat die duiwel vir hulle die ander klomp leuns wat hy vir hulle wou geleer het, kon geleer het. So nou kom hy na jou toe, want jy glo nou al X plus 60. Nou begin hy vir jou 6 plus 65 en X plus 70 begin hy vir jou leer. So ons moet, en dit was vir my 'n geweldige emosioneel intense proses deur al die jare gewees het. Soos wat 'n mens besig is om die ui van misleiding af te skil, besef jy die ontsaglike klomp leuns wat ons as Afrikaners glo.
En wat ons al aan moedersknie letterlik geleer is. En dat ons daai goeders moet vervang met God se waarheid. En al daai waarhede moet ek vir jou sê, anderster as wat baie teoloog glo, staan nie almal in die skrif nie. Die skrif het nie al die waarheid nie. Die een wat al die waarheid het, sê die skrif, is die Heilige Gees. En ons moet daai goed leer by die Heilige Gees. Ons moet 'n verhouding bou met Jesus deur die Heilige Gees, nie met 'n boek deur hermeneutika nie. Dis baie interessant en ek is bly jy sê dit want ek dink baie mense raak bietjie vasgevang in die Bybel en dan klap hulle met die Bybel en die tekste en die goetertjies en dan bovenal hulle dit agval nie in konteks verstaan nie. Dan ja, vat dit oor. Ek het aan iets gedink en dis iets wat ek nogal ek gaan nog daaroor 'n program doen, is nog vir my baie moeilik, maar ek het so paar, kom ek sê so onlangs, dis baie onlangs, 2-3 jaar terug al bietjie in 'n depressie verval. En ek onthou my tweede jaar of derde jaar was daar 'n vrou wat vir ons gepraat het oor depressie en berading en al daai goeters en dan het ek wel so gekyk en ek het gesê ag jy praat nonsens. Ek het mos nou alles geweet. My studente weet mos alles, nie. Weet en dan kom hulle nog uit 'n AGS uit en dan dink hulle weet nog meer. Sorry, baie lief vir die AGS, baie lief vir die PPK, al daai Pinksterouens, ek love julle lots. En toe sit ek op 'n stadium so jare wat terug en ek moet 'n pilletjie druk net om beter te voel. Toe sê ek soos, oh my word, hierdie is nie vir my aan nie. Hierdie is nie vir my aanvaarbaar nie. En toe ek baie mooi gaan sit en besluit, ek het vir die Here gevra asseblief, ek wil nie hierdie doen nie. Hierdie wil ek nie doen nie. Ek steun pille. Ek drink supplements, maar ek wil nie nog pille drink vir my kop nie. Dat is ek normaal. En ek het respek vir mense wat moedpille drink. Ek praat nie teen dit nie. Ek weet daar is chemiese wanbalanse en al daai goeders. Maar ek het besef dat daai van jy maak 'n deurtjie oop vir jou wat jy dink van jouself. En dis presies dit wat jy sê, dit is daai X plus 0.5. I'm just not good enough. Jy weet. En dan gebeur daar 'n ietsie. Jy weet jou skoonsussie kyk skeef vir jou, dan dink jy, o ja, nee, ek is regtig nie goed genoeg nie. Of sy kritiseer jou oor hoe jy iets gedoen het of wat. Ek praat met my skoonsussies is oulik. Maar ek bedoel net, verstaan, en so het ek besef jy gaan af in hierdie spiraal. En dis nou, toe kom ek agter as ek nie daai gedagtes gaan gesag en autoriteit gaan oorneem nie en toelaat dat die Here, maar dit is soveel, dis so baie gedagtes en dis hoekom jy sê dis moeilik. Dit is nie maklik om teen daai gedagtes te veg nie, want elke negatiewe gedagte wat ek in my kop het ek weet dis nie die waarheid nie, maar ek moet 'n waarheid bring. Ek moet iets kry wat daai waarheid vir my gaan en ek is dankbaar daar's die Bybel. Want die woord van God is waar en jy kan op daai goed gaan staan. En dit is 'n proses en dit is hoekom ek weet nou nie waarom ek dit deel nie, maar ek dink net mense moet verstaan ons moet so versigtig wees. Ek het groot geword in die kerk. My pa is 'n kerkou, my ma is 'n kerkvrou. Ek meen my familie is almal kerkmense. Ons happy clappies, die hele toetie, ons het die waarheid, ons het alles. Maar net so dingetjie. En ek was amper in 'n spiraal van wil ek nog vir die Here werk? Verstaan? En dit is vir my so crazy en dit is wat ek mense wil teen waarsku en sê moenie eers begin om daai konyngat. Moet hom nie soek nie. Wat nog van hom in hom af te Is so reg. Daar is die beradingstegniek wat ons leer ken dit in die Christendom as theophastics. Iets mense daarmee begin. Ja. En dit wat jy noem is presies die beginsel waarop hulle werk. Die goed wat vir ons ongelukkig maak en vir ons emosionele pyn bring, is leuns. Leuns van die duiwel. En wanneer dit vervang word met God se waarheid, dan verloor die leuns sy krag en hy verloor sy krag oor ons en die pyn gaan weg. En dit wat jy sê is presies wat in daai beradingskamers gebeur en dis wat jy nou op jou eie pad gevind het daarmee. Maar ja, dis 'n baie erkende
beradingsmetode. Ja. Ek wil net raak aan 'n ander ding waaroor ons gesels het voordat jy begin rekord het. Wat baie Suid-Afrikaners en baie Afrikaners nie besef nie, is dat ons het, in my generasie, het ons geleer in geskiedenis op skool hier by standaard 2, standaard 3 rond, van die Rooms-Katolieke Kerk en die Reformatie en Martin Luther en Johannes Calvin en al die tipe van goeders. En dan word ons groot, soos ek ook nou maar groot geword het, en jy raak volwasse en jy begin seker goeders teekom in die kerk. En jy het 'n bepaalde ongemaklikheid daarmee wat jy nie lekker jou vinger op kan lê van waar kom die ongemaklikheid vandaan nie. Nou, dis waarvoor navorsers daar is. Om te gaan kyk, waar kom hierdie ongemaklikheid vandaan? Wat is die wortel van hierdie ding? En ek wil net 'n vinnige agtergrondskets rondom dit, want ek dink is iets wat Afrikaners moet weet en wat ons moet verstaan. Vir 'n baie meer volledige verduideliking, ons video's is op YouTube, gaan Google net my naam, Eben Swart, en jy gaan op 'n hele klomp video's afkom. Ja, miskien moet ek Dit soos dit ek is. weet nou nie waar ek moet begin verduidelik nie, want dit is 'n lang geskiedenis. Jy kan maar praat, dis reg. In die begin van die tweede millennium, met ander woorde, hier in die tyd van die kruistogte, het 'n Rooms-Katolieke orde ontstaan in Jerusalem as gevolg van die kruistogte. Die ouens was letterlik daar gewees, het hulle 'n beweging gestig wat hulle genoem het die Tempelierse ridders, of nou in Engels die Knights Templar, wat 'n Rooms-Katolieke orde was. En as gevolg van 'n sameloop van omstandighede het hulle 'n strydpunt opgestel met die Franse koning en met die paus, en in 1307 is hulle in hegtenis geneem en hulle leier is op die brandstapel verbrand, Jacques de Molay, ensovoorts, en hulle moes vlug. Klomp het Skotland toe gevlug, klomp het ander plekke toe gevlug, klomp het seerowers geword. Maar hulle het vir 410 jaar was hulle onder die radar. En toe in 1717 steek hulle weer hulle kopboek in die water uit, soos 'n duikboot wat met sy periskoop met sy bokant uitkom onder die water uit, en hulle stig 'n organisasie in Londen met die naam van Vrymetselary in 1717. Maklike datum om te onthou. En as gevolg van hierdie 410 jaar wat hulle onder die radar was, wat hulle in skuiling was, was dit baie moeilik histories vir die historiese, daar is baie navorsing oor gedoen, vir die historiese om die vrymeslaers van die moderne tyd te verbind aan die Knights Templar, maar daai verbintenis is nou gedoen. En die boeke is beskikbaar. En hoe weet 'n mens of iemand 'n lid was van die Knights Templar of van die vrymeslaers? Is op dieselfde manier wat hulle self aan mekaar bekendstel as hulle mekaar nie ken nie, en dit is deur wat hulle noem geheime tekens. Dit is van die goed wat ons nagevors het en ons agtergekom hoe werk die goed. Nou in die ou tyd was daar nie kitskameras en foto's en al daai tipe van goed, maar daar was goed so sketse en skilderye. En so sien ons dat 'n klomp van hierdie ouens in die tyd van die Knights Templar en in die tyd van die 410 jaar wat hulle in skuiling was, gee hulle op die sketse en op die skilderye wat van hulle gemaak is, van destyds, gee hulle hierdie tekens. En dit is nou waar die skok vir die Afrikaner inkom. En 'n klomp mense gaan nou weer van my kwaad wees hieroor, maar gaan kontroleer die feite. Ja, gaan kyk. Die 4 groot hervormers van die reformatie in die 1500s was al 4 tempeliere. Van wie praat ons? Ons praat van Martin Luther, ons praat van Johannes Calvin, ons praat van Ulrich Zwingli, en ons praat van John Knox in Skotland. Daai 4 was almal Knights Templar, tempelierse ridders. In vandag se taal sou ons gesê het hulle was vrymeselaars. Wat beteken dit as jy 'n vrymeselaar is? Dit beteken dat jy deur die eerste 3 grade, of soos die vrymeselary dit vandag, die blou losie gegaan het. En die doel van die blou losie is om die Kundalini gees in die rugstring te aktiveer. Daar's 3 kanale waarin die slangetjie, dis die Kundalini gees, geaktiveer moet word. En ons het nie Afrikaanse taal daarvoor ooit geskep nie, want dit het nooit gefigureer
in Afrikaans nie soms gebruik. Die Sanskrit woorde daarvoor, Ida, Pingala en Sushumna. Dis die 3 kanale. In graad 1 word Ida geactiveer in graad 2 Pingala en graad 3 Sushumna. En dan is die Kundalini aktief en hy opbeweeg aan jou rugstring en hy is veronderstel om dan jou derde oog wat hier tussen jou wenkbraue lê oop te maak sodat jy in die geesrealm kan sien. So wat sê ons? Ons sê dat ons 4 hoofreformatore wie se leringe ons geleer het en wat 'n baie groot deel van gereformeerde teologie daar gestel het vir 'n begin. Was ouens wat geïnfekteer was met 'n aktiewe Kundalini. Nou ek het die Kundalini nagevors, ek het 'n hele videoreeks daaroor gepubliseer van 5 video's. En ek het dit getitel Kundalini, die vals Heilige Gees. Want die Kundalini neem in die okkult wêreld dieselfde posisie in as wat die Heilige Gees inneem in die Christenwêreld. Met ander woorde, ons hoofteoloog en almal wat hulle, ek wil amper sê gespon het, almal wat na hulle gekom het, wat hulle werke gevat het, die hoe van die teologie wêreld, was almal vrymeesters. Hulle gee almal die tekens op die sketse en skilderye wat van hulle gemaak word. Ja. En dis die teologie wat ons geleer is. Met ander woorde, wat is ons geleer? Ons is geleer die Kundalini interpretasie van die Bybel. Dis skokkend. Maar dis ek wil mense regtig uitnooi om die feite te gaan kontroleer. Jou predikant gaan jou moenie jou predikant gaan vra nie, hy gaan nie 'n klou hê nie. Maar as jy sê interpretasie van die Kundalini gees van die Bybel, gee my 'n voorbeeld. Ek is 'n praktiese vrou. As jy eerste ene wat in my kop opkom, ek is besig om tans om navorsing te doen en myself reg te kry vir 'n reeks oor die koninkryk van God. Ja. Jesus se missie op aarde was en hy het gedurig daaroor gepraat. Ek meen feitelik in elke hoofstuk van Matteus, om nou maar voorbeeld te noem hy die koninkryk van God. En hy vertel gelykenis op gelykenis op gelykenis vir sy geskiedenis, vir sy disippels, om vir hulle te verduidelik wat is die koninkryk van God. Dit is 'n begrip wat moeilik vasgevang word en dit lyk selfs of Jesus gesukkel het om dit vir sy disippels te verduidelik, want hy verduidelik dit sus en dan verduidelik hy dit so en dan verduidelik en die disippels, hulle they don't get it, hulle vang dit nie. Ja. As ons gaan kyk na ons drie susterskerke se geloofsbelydenisse, waarvan praat ek? Die Nederlandse geloofsbelydenis, die Heidelbergse katekismes en Dorse leerreëls. Janine, die woord koninkryk kom nie in een van daai 3 geskrifte voor. Okay. Dit figureer nie eers nie. Dit was waarvoor Jesus op die aarde was. Hulle het al die teologiese vraagstukke goeders uitgedebatteer destyds op die konsilies en op al hierdie goeders en op synode sittings. Ja. Maar die koninkryk waar Jesus se eintlike doel was wat hy kom doen het, is om God se koninkryk te stel. Is irrelevant. Dis nie eens deel van ons geloofsbelydenis. Dit, Janine, is die Kundalini interpretasie van die Bybel. Okay. Net een voorbeeld. Ek sou nog baie kon. Okay. Okay, ek wil net ook, of ek is dalk een van daai disippels wat nie mooi lekker verstaan nie, maar sou jy sê dat mense hulle Bybels lees met hulle self in gedagte en hoe die Here vir hulle kan red of uithelp of uit hulle storie kom, weet, ek het nou 'n probleem, so kom ek lees gou my Bybel, daar kan die Here vir my 'n oplossing bied. Of is dit nie, ek wil nou nie sê dis selfs, ek probeer verstaan, want dit voel vir my, ons is so selfgesentreerd, dat ons eintlik die bus mis. Ons is so, hoe gaan die Here my bediening seën? Hoe gaan die Here my podcast seën, my help, my, maar as ek kyk eintlik, soos jy sê, waaroor gaan die woord van die Here, waaroor gaan die Bybel? Dit gaan oor, om, kry jou lewe reg met my, sodat jy saam met my hemel toe kan gaan. Is dit reg? So toe ek dit sien?
ek wil terugverwys na 'n boek wat ek gelees het as student destyds. Ek weet nie of jy bekend is met die werk van Juan Carlos Ortiz nie, hy was 'n Argentynse predikant geweest. Ja. En hy skryf in een van sy hoofstukke skryf hy oor, ek dink dit is 'n TV-program of iets wat hy gekyk het, en hier word hierdie TV-prediker word aangekondig en hulle sê, give a hand to this great servant of the Lord. Hy sê hy het 'n baie groot probleem daarmee. Hy sê, if he's a servant of the Lord, he's not great. Because he's a servant is not great. And if he's great, then he's not a servant. Ja. Dien vir Jesus. Jesus dien nie vir ons nie. Jesus dien vir ons tot op die punt wat hy ons red. Want ons kan onsself nie red nie, ons kan onsself nie help nie. Maar van daai punt af wat jy gered is, tree jy aan op die rooi tapijt, jy klap jou hakke, jy salueer en jy sê, ek meld aan vir diens. Nou dien jy vir Jesus. En dit is die evangelie van die koninkryk. Daai ene van Jesus dien my, dit is die koninkryk, dit is die evangelie van the gospel of salvation, moet sê, gospel of salvation is nie in die Bybel nie, daar bestaan nie so iets in die Bybel nie. Die Bybel praat van the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom is, I serve Jesus. Jesus doesn't serve me. So dit is, en ek dink dit is die perspektief. Hy dien vir my, tot op die punt wat ek gered is, want ek kan myself nie red. Maar daarvan af is ek in diens van Jesus. If I'm a servant, I'm not great. And if I'm great, I'm not a servant. Daar's 'n ding wat ons antwoord jou vraag. Daar's 'n ding wat ons sê, eina, en nie amen nie. Ek sê op daai een, eina. Okay, nee goed. Eben, wat is, ek wil net vinnig sê wat julle doen vir die mense, dat hulle net weet, julle is die heeltemal van die pad. As ek dit reg verstaan, fokus julle om mense te onderrig, julle doen baie navorsing, en julle wil graag kerke plant. Is dit reg? Verstaan ek dit reg? Is reg. Spesifiek huiskerke, ja. Ja, huiskerke. Hoekom huiskerke? Wat's fout met gewone kerke? Sorry dat ek dit so vra, maar mense gaan vir my verskriklik kwaad wees as ek dit sê, maar ja, dis maar hoe die Here met my gewerk het. Institusiekerke is dinosourusse. En daar's 'n rede hoekom die dinosourusse nie meer vandag met ons is nie, want hulle kon nie aanpas nie. Die huidige Ekskuus, ja, okay, dis reg. Die huidige kerkformaat van institusie wat uit die staatskerkstelsel uitkom wat totaal verouderd is al met ons vir 1700 jaar. Nou as jy vir enige besigheidsman gaan vra, kan jy vir 1700 jaar jou besigheidsmodel bedryf en nog besigheid hê na 1700 jaar, en dan hy sê vir jou in jou gesig uitlag. Die kerk op een of ander manier het dit reg gekry om vir 1700 jaar dieselfde besigheidsmodel te volg en te dink dit gaan oorleef. Dit gaan nie oorleef nie. Die handelende model van kerkwees is huiskerke. Dis die Bybelse model. Die institusiekerk is hoegenaamd nie in die Bybel. Ek is jammer om te sê, maar bring dit vir my, bring die teks vir my, dis nie daar nie. So ons leer mense, hoe hou jy huiskerk? En huiskerk is 'n totaal ander paradigma as institusiekerke. So jy kan nie jou institusiekerk kop gaan vat en dit binne in 'n huiskerk gaan toepas en dink dit gaan werk. Dit gaan nie werk nie. Huiskerke werk heeltemal op ander beginsels as institusiekerke. En dit is die kerke wat oorleef. Ons het 'n pragtige voorbeeld in ons tyd vandag in China. In China se kerk wat een van die grootste kerke, bodies, soos die liggaam van Christus is, in die wêreld, is huiskerke. En ek dink ek wil amper al vir mense sê, ons moet onsself gereed maak om betrokke te raak, of dit is eintlik waartoe ons gaan. As ons hoor wat gaan aan in die politiek en die goed wat probeer deurgedruk word, teenoor die kerk, veral in ons land, die verskillende wette, maar ook dit wat die Here, die eindtyd.
dit is wat ons behoud gaan wees. In 'n mate dink ek is huiskerke. Dit is baie keer of ek gaan nou dalk iets sê, maar baie keer dink ek ons kry swaar dat ons weet dat ons reg is, dat ons geoefen is vir dit wat kom. Dit ek dink nou net daaraan weet ons is so gemaksigtig in ons lewens. Jy weet, ons het heerlike internet en 'n warm huis en 'n warm krane, warm water ensovoorts. Maar daar's mense wat nie dit het nie, maar nog steeds die Here dien. Ek dink soos aan ouens wat gearresteer word en hulle sit in 'n tronk en hulle het nie eens 'n selfoon om iets te kan skraal nie. Maar hulle ken daarom die woord van die Here, so hulle kan dit weergee en daarop staat maak, waar ek wonder party van ons kinders van die Here, wat sê ons is uitverkoopte kinders van God, kan ons dit doen as ons opgesluit word? Gaan ons dit maak as ons opgesluit word? Want ons koop nie nou eers as ons debietorders op of medies of wat ook al nie. Ek weet waartoe gaan jou brein. Jy oor gepraat in jou getuienis. Maar ja, so okay. Hoe kan mense julle kontak indien kan hulle maar daai e-posadres gebruik wat ek gebruik het, kan ek daai vir jou uitgee? Ja, hulle is welkom om dit te doen. Ek gaan ons vinnig sê, dis info@trumpetcall.co.za. Trumpetcall, soos 'n trompet roep, trumpetcall. Ja. En in Engels natuurlik, en alles is klein lettertjies. Okay. En ek neem aan, daar's 'n geskiedenis aan die trumpetcall. Hoe het jy daarby uitgekom? Hoe dit die naam begin? 'n Ander persoon, snaaks genoeg, ek het self nie daaraan gedink nie. 'n Ander persoon het dit vertaal met wekroep. Dis vir my 'n pragtige vertaling daarvan. Dis 'n wekroep. Dit is wat ons doen in Suid-Afrika. Ons is nie profete nie, maar ons is 'n profetiese bediening. So ons is besig om die liggaam van Christus te probeer wakker skud uit sy slaap uit en te sê, word wakker, dis goed waarna ons moet kyk. Ja. Okay, baie dankie. Ek gaan nou moet klaarmaak want ek het jou nou al 'n uur besig gehou en ek dink ons kan nog, soos jy gesê het, ons kan ure hieroor gesels, maar ek dink ek sal jou weer op 'n stadium kontak, dan kan ons oor iets anders, ons sal sien hoeveel reaksies kry ons. Wat ek wil vra is, wat's volgende vir julle? Waaraan werk julle tans? Ek is aan die werk aan die lering oor die koninkryk, wat ja, jy het gesê. Sleutellering is vir huiskerke. As ons nie verstaan hoe koninkryk werk nie, as ons nie daai ding verstaan wat Jesus vir sy disippels probeer verduidelik het nie, dan mis ons die hele bus, soos jy net gesê het. Ja. Okay. En dan, dis 'n baie belangrike vraag hierdie. Hoe drink jy jou tee? Hoe drink jy die tee? Nou moet ek gesondheidsgeheime weggee sonder suiker. Want die dokter sê ek moenie meer suiker gebruik. Ja nee, suiker is regtig 'n drug. Ek bely. Sê ja nee, en drink jy bietjie melk in jou tee? Bietjie melk, ja. Okay, nee, dan is dit 100%. Eben, baie dankie dat jy saam gekuier het en ek sien Isabella se naam staan daar. Jy lyk jy's 'n mooi Isabella, hoor. Jy's 'n baie mooi Isabella daar. Maar dankie vir jou tyd en dat jy saam my gesels het en ja, dat ek so jou uit die bloute uit kon kontak en sê, hoorie, wil jy met my praat? Ek waardeer dit en ek bid regtig dat mense sal verstaan hoekom ons hierdie doen. Soos jy sê, dit is 'n wekroep, maar dis nie om mense, ek wil net mense moet verstaan, dis nie om jou aan te val of sleg te sê, of te sê jy's op pad hel toe nie. Jy is kind of, maar ek wil jou keer voor jy daar uitkom. Ek is so lief vir jou, dat ek wil keer dat jy daar uitkom. Ek wil keer dat jy dit mis wat die Here vir jou instoor het, en dat die waarheid wat daar is, en die volheid, en ek weet presies hoe dit voel om net daai klein hawe leentjie te gaan staan en glo het. En ek wil nie niks nie. Ek wil net die Here se liefde uitdra en uitbeeld en sê, kom by, soos jy gesê het, ek sal daai edit, daai het nou nie gewerk nie. Maar
Maar dit is my hart vir julle ook, dat dit goed sal gaan met julle bediening, en dat julle bediening van krag tot krag sal gaan, en mense julle nou nie met julle te kwaai gaan wees nie, en dat hulle sal verstaan waaroor hierdie gaan, en dat ons regtig daar is om mense te help, en nie sleg te sê nie. Janine, baie dankie. Dit was baie dapper van jou om 'n onderhoud met my te voer. Die meeste mense vermy my soos die pes. Maar dit Okay. was 'n voorreg. Baie dankie, ek waardeer dit. Dit is 'n groot plesier, en ek hoop ek kan binnekort in die Kaap kom kuier, en dan gaan ek vir julle kom kuier, is dit reg? Ek nooi myself, mag ek? Jy is so welkom. Jy kan tee en koffie kry. Lekker. Dit klink lekker. Ek neem aan ek gaan nie koek kry nie, want jy mag nie suiker eet nie. Dankie, Sal maar vir Eben. jou matsels gee. Okay, nie goed. Ek sal net maar met 'n chickie knippie sout moet eet of iets. Hoorie, Dit was baie net 'n dankie. grapie. Dankie en sterkte vir julle daar, en ek praat weer met jou, en ons kyk wat word volgende vir ons in stoor. Ek sal 'n bietjie luister en kyk wat sê die mense. Ek dink daar gaan dalk meer navrae wees. En dan sal ek jou dalk weer vra, kan ons nie hieroor praat nie, kan ons nie hieroor praat nie, want ek het nie al die kennis nie. Ek bely dit, ek hou nie van dit. Ek hou nie van navorsing. Ek het gegorrel in universiteit. As die dosent vir jou sê, juffrou Ackerman, dan moet jy weet, o, yes, ek het al iets verkeerd gedoen. So ja, maar dankie julle, en dankie vir julle tyd. Jy is welkom, dit was 'n voorreg. Okay, bye, mooi bly. Totsiens. Baie dankie dat jy Melk en jou tee gekyk het en geluister het na hierdie podcast. As jy nog nie gesubscribe het nie, as jy nog nie gelike het nie, as jy nog nie geshare het nie, nou is die tyd om dit te doen. Groot asseblief, as jy Eben Swart in die hande wil kry, kan jy kontak. Jy kan vir my e-pos stuur by info@trumpetcall.co.za of jy's net welkom vir melkenjoutee@gmail.com 'n e-pos te stuur, en ons sal vir jou in die regte rigting stuur. Baie dankie vir julle tyd, en tot 'n volgende keer. Totsiens.